Vader, ons volgend vir ons 'n voorreg, Here, om U naam oor ons lippe te spreek volgend, Here Jesus. Om net eer aan U te bring en soos die liedjie sê, Here, U te verheerlik, U op te lig, U to exalt you, Lord. Here, U is die hoogste van hoogte, Here. Vader, ons niemand, Here, wat met U is vergelyk kan word nie, Here Jesus. Vader, dankie volgend, Here, dat ons hierdie stukkie hemel volgend in hierdie kerk kan ervaar, Here. Want dit wat volgend in hierdie kerk gebeur, hierdie lofsange wat na U toe kom, Here Jesus, dis wat in die hemel gebeur by die sekonde, Here. Saam met die engele kore, Vader, wil ons U naam groot gemaak het volgend, Here, om U lof te besing, Here, want Vader, ons waardeer U, Here Jesus. Vader, U is 'n God soos geen ander. Here, waar sou ons tog wees as nie vir U was nie, Here? Nou wie toe sou ons kon hardloop, Here, as ons in die moeilikheid was, Here, as nie vir U was nie? Wie sou ons omgesien het, Here, as nie vir U was nie? Here, ons erken volgend, Here, ons afhanklikheid aan U voor U, Here Jesus. Ons weet sonder U, Here, is ons niks nie, Here. Ons is tot in staat tot niks goeds nie, Here. Daar's net slegte goed in ons, Here, maar dankie volgend, Here, dat U vir ons 'n nuwe lewe gee, dat U Gees binne ons woon, Here. En Vader, dat U ons uit die duisternis uitgehaal het en in die lig geplaas het, Here. Vader, daarvoor sal ons U ewig dankbaar wees. Dankie, Vader, dat ons U kan loof en prys, Here. Dat ons ons stemme kan gebruik, ons hande kan oplig, Here Jesus, tot ere van die naam. Ons weet, ons woordeskat is min volgend, Here. En ons gedagtes is klein as by U kom, Here. Maar Vader, dankie dat ons dit nog steeds vir U kan bring en dat U dit ontvang, Here Jesus, soos 'n lieflike geur voor U, my Here. Vader, word U verheerlik. Dankie vir die diens, Here. Ek vra vir die woord wat nou uitgaan, Here, dat U ons hart ontvanklik sal maak, Here, vir dit wat ons gaan bespreek, Here. En Vader, dat ons lewens getransformeer sal wees, Here, om meer te wees soos ons koning Jesus, Here. En dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Dankie gemeente, jy kan die sitplekke neem. Ek dink die musiekspan het regtig goed gedoen vanoggend. Ek weet nie, ek onthou ek was omtrent 12 jaar oud gewees, toe ek my hart vir die Here gegee het en te danke aan 'n vriend wat my gedeer het te gaan kyk wat by die kerk aan gaan, wat my ouers het nie kerk toe gegaan nie. En ek sal nooit vergeet nie, een van die eerste ding wat opmerkend was is hoe vrolik die mense was. En na die tyd toe hoor ek dat daar's 'n titel gekoppel aan die AGS en ons was bekend gestaan, die ouer mense sal nou meer weet, as die Happy Clappies. Het jy al gehoor van die Happy Clappies? Dit is ons. En ek moet eerlik sê dat as vanoggend se musiek wat ek gehoor het en wat ons gesing het nogal die bene bietjie losgemaak, nee, ons wil 'n bietjie hande klap en net bietjie vrolik wees. En toe kom ek agter, maar dis waar die Happy Clappies vandaan kom en dis wie ons is. En is vir my lekker om net so in die Here se teenwoordig te wees, net te dans en hande te klap tot ere van sy naam is altyd 'n voorreg. Gemeente, wat 'n voorreg om weer eens vanoggend hier by te wees. My kar ry al reguit hiernatoe. Ek hoef nie eens meer, hy sal op autopilot hier na Middelvlei toe. Dis vir my regtig lekker en weer eens dankie vir die vriendelike verwelkoming wat ek kry van julle af altyd. Dis altyd vir my lekker om hier te kom bedien. So vanoggend wil ek afskop met 'n vraag wat ek dink meeste van ons al gevra het en dis miskien 'n vraag wat jy self kan antwoord. As jy 'n antwoord het, as jy nie 'n antwoord het nie, dan gaan jy dalk bietjie laat wonder. En dis 'n vraag wat al baie gevra is in die lewe en die vraag is, weet jy wat is God se roeping vir jou lewe? Wonder jy soms, wat verwag God van my? Hoekom is ek hier? Nou ek weet nie van julle gemeente nie, maar ons gemeente het so in die begin van die jaar 'n reeks gedoen, 'n 40 dae kursus, wat op aarde doen ek dink julle het ook gedoen, is ek reg? En 'n wonderlike kursus, baie raai het geleer, het wat my regtig geleer, baie goeie waarhede raai het geleer, maar ek gaan nie volgende daaroor praat nie, maar dit is tog 'n belangrike vraag. 'n Vraag wat 'n mens vra is, wat soek ek hier? Wat soek ek hier? Die Engelse praat van 'n calling, né? As ek praat van 'n calling, beteken dit God het my geroep en as hy my geroep het, verwag hy iets van my, iets wat ek moet doen. Natuurlik as ek dit wil doen, ons weet God sal dit nooit op ons afdwing nie. Maar daar's 'n calling wat op ons lewens rus en is baie mense wonder vir baie lank, maar wat is dit? Nou is maklik vir my om te sê volgende sê ja, my calling is of my roeping is om 'n pastoor te wees, maar ons weet ook, dis baie duidelik dat in die Bybel sê nie almal is geroep tot pastore nie. Nie almal is geroep om pastore te wees nie, maar tog is elkeen van ek en u almal het 'n rol om te vervul in God se koninkryk. Petrus skryf volgende in 1 Petrus 2:9 en dis die gedeelte wat ek vandag gaan aanhaal is in 1 Petrus hoofstuk 2. Daar skryf hy die volgende. Hy sê dit geld egter nie vir julle nie. Want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n nasie wat heeltemal God sinne is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Ek hou daarvan, Petrus skryf, hy sê, ons is gekies.
Nou ek weet nie van julle nie, maar daar's iets omtrent as jy gekies is vir iets. Dit beteken jy's goed genoeg gewees. Jy gaan tog nie iemand kies of iets kies as dit nie die werk kan doen nie of as nie die rol kan vervul nie of jy nie goed genoeg is nie, sou jy nie gekies wees nie. Ek onthou in die laerskool, spesifiek onthou ek laerskool, ek begin rugby speel het, op 'n donderdag, die donderdag voor die wedstryd, na die oefening, het ons almal in 'n kring gesit en dan die meneer nou jou naam geroep en as hy nou geroep het, hy gesê, "Jacques, jy gaan nou vandag vleuel speel," dat jy 'n trui gekry. Dit beteken jy die span gehaal. En as jy nie die trui huis toe vat, jy kon gaan was in die skoon was nie. En dan die voorreg was dat jy volgende oggend kon jy hom aantrek skool. Jy het nie nodig om 'n skoolhemp aan te trek. Jy kon nou daar rondloop met die trui en dan gaan vir jou sê, daai trotsheid wat jy gevoel het want jy's gekies. Jy het die span gehaal. Jy het al rondgeloop met trots en dit is vir jou lekker en jy het die nommer 11 op jou rug gehad of was nommer 14 op my rug gehad en alhoewel ek nie die beste rugby speler was nie, kan ek julle verseker ek het die beste rugby speler gevoel. Ek het gevoel ek is goed genoeg. Want jy sien daar's iets daaromtrent om gekies te wees. Dit maak jou hart bly. Jy voel waardevol, jy voel belangrik genoeg want jy het die span gehaal. Nou baie mense sal nog steeds wonder en sê maar, "Pastoor, waarvoor is ek geroep? Waarvoor is ek geroep?" Ek wil hierdie klem volgens moet wees dat jy moet besef dat ons is gekies. Elkeen van ons, 'n kind van die Here, is gekies. En nie net gekies deur iemand nie, ons is gekies deur God homself. Hy het ons gekies, wat Petrus sê. Hy sê, want God het julle as sy volk gekies. Nou ek wil begin deur te sê, daar's 3 tipe roepings vir die mense. Die eerste roeping wat ek kan is die ewige roeping na Jesus Christus. Dit gebeur deur die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat ons reg deur die eeue heen mense na Jesus toe roep, deur hulle te oortuig van sonde oor die geregtigheid. Hy roep ons en hy maak ons kinders van die Here, deur ons bewus te maak van ons afhanklikheid van 'n verlosser. En die oomblik as jy dit besef, dan is jy kind van die Here, maar dit stop nie daar nie. Ons ken die bekende gedeelte Johannes 3 vers 16 wat sê maar almal so lief het God die wêreld gehad sodat niemand verlore hoef te gaan nie. Dis die ewige roeping waarvan ek praat. Die ewige roeping in Jesus Christus dat niemand verlore moet gaan nie. So dit wat ons kry en selfs al is jy kind van die Here, jy weet vanoggend hier sit as kind van die Here, doen die Heilige Gees nog steeds die werk binne ons. Hy oortuig ons nog steeds van sonde sodat ons kan dit bely dat ons nie moet afdwaal nie. Dat ons nog steeds gered kan wees in Jesus Christus. Dis die ewige roeping waarvan ek praat. Ons lees in Lukas 5, wat sien ons hoe waar Petrus wat hierdie verhaal skryf of hierdie verse skryf, dan sien ons maar Petrus, hy was ook geroep gewees. Hy weet wat dit is om geroep te wees, om gekies te wees. Jesus self het hom gekies om sy disipel te wees, om nie meer visse te vang nie, maar om visse van mense te wees. Petrus het geweet wat dit beteken om alles agter te laat. Sy hele familie, al sy besittings, alles wat hy geken het, die vis, die skei en die boot en dit wat hy geken het, agter te laat en Jesus te volg. So dis die eerste tipe roeping wat ek weet is dat die ewige roeping wat Jesus Christus na Jesus Christus toe, dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet wees. Dan is daar 'n tydelike roeping vir 'n spesifieke taak en hierdie is 'n tipe roeping wat mense excited maak. Nooit in jou lewe sê jy byvoorbeeld gedink het ek sal 'n sonndagskoolonderwyser wees nie, maar die Here lê dit op jou hart en sê, maar ons het hulp nodig by die sonndagskool en dan ervaar jy maar die Here roep my om 'n sonndagskoolonderwyser te wees. Jy het nie geweet jy is 'n passiewe kinders nie, maar die Here roep jou dalk vir 'n tydperk om in 'n gaping te kom staan om iets vir hom te kom doen. Of dalk kan dit wees om te help by 'n sopkombuis of om dalk 'n selleier te wees. Nooit jy gedink jy sal 'n selleier by jou huis hê nie, jy sal nooit 'n selgroep by jou huis hê nie. Maar die Here roep dit op jou hart. Dis 'n tydelike roeping. Dit beteken dit gaan vir altyd so wees nie. Dit kan ook net vir 'n tydperk wees, maar soms kan dit ook vir altyd wees. Tydelike verandering in jou lewe, maar God roep mense partykeer so. En dan die derde roeping wat ek wil aanhaal vandag is 'n daaglikse roeping tot 'n hoër standaard. 'n Daaglikse roeping. As kinders van God word ons geroep, of verwag God van ons, om daaglikse keuse te maak om anders te lewe. 'n Ander leefstyl. 'n Hoër standaard leefstyl, as ek dit so kan stel. 'n Bietjie hoër standaard. Ek wil bietjie stil staan by hierdie tipe roeping, want dit geld vir my en jou, as kinders van God. Ons wat vandag in hierdie gebou sit, ons die kinders van die Here. Daai hierdie roeping raak my en jou. Nou as ek dink aan 'n roeping, dan dink ek dadelik, right, okay, ek is geroep, ek is gekies, ek moet iets doen. So God, wat moet ek doen? Maar jy sien met God werk 'n bietjie anders. God wil eers kyk wie hy is.
Wat 'n persoon jy is, hoe jou karakter lyk. Hy wil eers in jou karakter werk. Hoekom is dit belangrik? Want as jy weet wie jy is, as jy jou karakter kan vorm en jou waardes, sekere waardes in jou lewe kan instel en jy kan hierdie waardes uitleef, jou persoonlikheid verander, dan kan jy doen waarvoor jy geroep het. Maar as dit nie reg is nie, as my karakter nie reg is nie, my persoonlikheid nie reg is, ek het nie sekere waardes nie, dan sal dit waarvoor God my geroep het, as ek dit probeer uitvoer, sal ek dit nie tot die beste my vermoë kan doen nie, sal dit nie volgens God se wil wees nie. Jy sien, God kyk na ons hart. Hy kyk hier binne. Hy kyk na ons motiewe. Hy weet wat ons intensies is. Hy ken ons karakter, hy ken ons integriteit. En dit is vir God belangrik. Nou, hoekom is dit belangrik om te weet wie jy is? Dit is belangrik om te weet wie jy is, want as jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. Kom ek gee 'n voorbeeld. Kom ons verbeel ons is vanoggend in 'n restaurant hierson. En ons lekker en is 'n lekker geselligheid en almal eet iets en is lekker en iemand val flou reg voor ons. Sê hulle my saamstem dat meeste van ons sal paniekerig optree. Ons sal nie heeltemal weet wat om te doen nie, hoe moet ons hierdie persoon help nie. Maar as daar 'n dokter in hierdie vertrek is, as daar 'n dokter in die restaurant is, sal hy dadelik weet. Hy sal dadelik weet om hierdie persoon te help. Hy sal weet waarna om te kyk. Hy sal weet presies om hierdie persoon te help wat flou geword het. Ek sal so ver gaan om te sê, jy sal nie eens nodig om te vra, ekskuus tog dokter, sal ons gou hierdie persoon help nie asseblief. Hy sal dadelik tot aksie spring. Hoekom? Want hy weet wie hy is. Hy weet hy's 'n dokter en wat doen 'n dokter? 'n Dokter help mense wat flou word. Dit is sy werk. Hy's gemaklik met dit. Hy weet wat hy moet doen. En dit is presies dieselfde vir my en jou. As ons weet wie ons is in Christus Jesus, sal ons weet wat om te doen. As jy wonder wat jou roeping is, wil ek sê, begin om uit te vind wie jy is in Jesus Christus. Wat sê Jesus van jou? Wat sê die Here van jou? Wat sê die woord van God vir jou? Want as jy dit kan verstaan, sê jy dadelik weet wat om te doen. Dis hoekom dit so belangrik was vir Petrus in hierdie skrifgedeelte wat ons nou lees. En ek gaan nog 'n paar vers aanhaal om vir hierdie groep gelowiges ook te verduidelik wie hulle is. Jy sien, maar nou is maklik vir hulle om te kon vergeet wie hulle eintlik is. Hoekom? Want in daai tyd was Christen nie baie populêr nie. Jy sou nie sommer rondgeloop het en gesê ek's 'n Christen nie, want die wêreld het anders aan jou gekyk. Meer as vandag nog. Daar was 'n miskonsepsie omtrent Christene. Hulle het gedink hulle is towenaars, omdat Christendom gepaard gegaan het met wonderwerke en al hierdie klas van dinge. So hulle het gedink hierdie mense is bietjie towenaars en glo in bonatuurlike dinge. En ander mense het geglo dat Christene is kannibale. Hoekom? Want daar was baie keer gepraat oor Jesus se woorde wat gesê het, hier by die nagmaal, die gebruik van die nagmaal, hier is my liggaam, eet dit. Hier is my bloed, drink dit. Het baie mense gedink hulle is kannibale. So Christendom was nie baie populêr gewees nie. Eintlik hulle was gehaat gewees. Vir die eenvoudige rede omdat hulle verkeerd verstaan was. Omdat mense nie presies geweet het of reg verstaan het wie hulle eintlik is nie. Ekskuus tog. En dis dan daarom hoekom Petrus dan begin. En hy herinner hulle heel eerstens wie hulle is. En hy doen dit dan in hierdie vers, in vers 2, in Petrus 2 vers 9. En hy sê, dit geld egter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan. 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan. 'n nasie wat heeltemal God se is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in die wonderlike lig gesit het. En net soos Petrus vir hierdie mense vertel wie hulle is, vertel hy vir my en u wie ons is. Ons is ook hierdie volk wat uitgekies is deur God homself, wat heeltemal in God se diens staan. Dis wie ek en jy is. Ons is presies dieselfde. En net soos Jesus wat Petrus gekies het, het hy vir my en jou ook gekies om deel te wees van hierdie volk, om deel te wees van sy volk. Is dit nie wonderbaarlik dat God my en u belangrik genoeg gehad? Met ander woorde, ek kan so ver gaan om te sê, ons het die span gehaal. Ons het die span gehaal. Want God het iets in my en jou gesien om te sê, weet jy wat, jy's goed genoeg. My seun het vir jou gesterf. Jy's goed genoeg om deel te wees van my familie. Petrus vertel vir hulle dat hulle anders is. Hulle is anders. Hulle is nie soos die wêreld nie. Ek dink, hy sê dat ons is 'n volk van priesters. Ek kan net dink hoe daai mense moes gevoel het in hulle harte. Jy sien, priesters in die Joodse geloof was iemand na wie iemand opgesien het. Nie almal het priesters geword nie. So daar was 'n respek gewees vir priester. En nou kom Petrus en hy sê, maar julle is deel van 'n familie wat uit priesters bestaan. Met ander woorde, julle dieselfde gees wat in die priesters is die gees wat in julle wandel. Die gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, is die gees wat binne in jou is. En is die gees wat binne my en u ook is. Dit is dieselfde Gees.
Is dit nie wonderbaarlik dat God ons so belangrik geag het, dat ons hierdie waarde op ons sit nie, dat hy sê ons is goed genoeg nie, ons is geroep, uitgekies deur God self, uitgehaal, soos hierdie skrifgedeelte sê, uitgehaal uit die duisternis, en in sy wonderlike lig geplaas. Is dit nie wonderlik nie? Dit vul my hart, ek kan nie glo, dat God soveel waarde in my nie sien nie, maar hy doen dit, hy sien dit, en as ek en jy dit vanoggend kan glo, as ons weet wie ons is in Jesus Christus, dan sal ons presies weet wat om te doen. Ons sal weet wat God van my nie verwag. Nou ek het vanoggend vir julle goeie nuus en ek het slegte nuus. Goeie nuus vanoggend is dat die wêreld sien die Christene nie meer as towenaars nie, of as kannibale nie. Dis die goeie nuus. So ons hoef nie meer daaroor bekommerd te wees, maar die slegte nuus vanoggend is dat die wêreld dink bietjie anders van Christene. Nou is Christene selfregverdigend. Hulle is veroordelend. Hulle is onverdraagsaam. Hulle is vol van hulle self. Hoogmoedig sal party mense sê. En die woord wat baie sy kop uitsteek is skynheilig. Hulle is skynheilig. Hulle is vinnig om my foute uit te wys sonder dat hy sy eie foute kyk. Dis die mispersepsie wat die wêreld vandag van Christene het of van die kerk het. En dit is die wêreld wat ek en u gaan moet face, wat ons gaan trotseer, wat ons gaan oortuig dat ons Christene iets anders is, dat dit nie is wie ons is nie. Want ons lewe nog steeds in 'n skeptiese wêreld. Ons lewe in 'n wêreld wat 'n mispersepsie het van Christene, van wie ons is. Dis die wêreld wat gaan verteenwoordig. Ek vra weer, weet jy wat jou roeping is? Weet jy wat God van my wil weet? Ou wil van my verwag, skus. Weet ons wat God van my verwag? Dan leer die antwoord nou reeds hier in vers 11 en 12 van 1 Petrus 2. Dan skryf Petrus en sê hy, geliefdes, omdat julle uitlanders en bywoners is, waarsku ek julle om nie aan die natuurlike neigings toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene. Selfs al kla hulle julle aan van wangedrag. Hulle sal aan julle goeie gedrag sien en God die eer daarvoor gee wanneer hy rekenskap kom vra. Nou ek wil stil staan by hierdie, hy sê vir hulle, julle is uitlanders en bywoners. Wat bedoel hy daarby? Hy bedoel dat as jy 'n kind van die Here is, dan leef jy nie meer in hierdie wêreld nie. Jou standaarde is anders. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, ek dink is vers 20, gaan sê hy, ons is ambassadeurs van Jesus Christus. 'n Ambassadeur is iemand wat iemand anders verteenwoordig, 'n ander land verteenwoordig, 'n ander koninkryk verteenwoordig. En as Christene is ek en jy ambassadeurs van Jesus. Met ander woorde, ons verteenwoordig Jesus. Met ander woorde, ons verteenwoordig sy koninkryk. Nie dit wat in die wêreld aan die gebeur is nie. Ons weet die wêreldse koninkryk behoort aan die duiwel. Ons kan dit om ons oë sien. Ons sien dit oral om ons. Ons sien die vervalheid van hierdie wêreld. Ons sien hoe dinge uitmekaar uitval. Ons sien die boosheid elke dag in ons lewens. Ons sien dit om ons. Ons sien dit, maar omdat ons ambassadeurs van Jesus is, moet ons leefstyl dan ook ooreenstemmend wees met daai koninkryk. Jy sien, as ek 'n ambassadeur is en as van Suid-Afrika en ek gaan Amerika toe, dan verteenwoordig ek Suid-Afrika op Amerikaanse bodem. En ek sit my beste voetjie voor om Suid-Afrika te verteenwoordig. En dit is dan presies dieselfde as ambassadeur van Jesus Christus, dat ons leefstyl moet ooreenstemmend wees met die koninkryk van God, né? Met ander woorde, soos Jesus leef. Ons wil hom eerste stel. Dit moet ooreenstem met wat Jesus sê. Daarom is ons roeping as kinders van God vanoggend dat ons leefstyl 'n voorbeeldige leefstyl moet wees. Onder die wêreld, onder die nie-Christene, onder hulle wat nie glo nie. Dis ons roeping, dis ons daaglikse roeping, dat ons die keuse daagliks sal maak om te sê, ons gaan 'n voorbeeldige leefstyl handhaaf. Paulus skryf, ons noem dit aan die voorbeeld. Hy sê handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene. Met ander woorde, hulle wat nog nie tot bekering gekom het nie. Dit is interessant vir my dat Petrus, hy sê nie vir ons as Christene dat ons mense moet gaan probeer oortuig nie. Hy sê nie ons gaan moet mense met die Bybel oor die kop slaan en die woord probeer in hulle koppe inkry nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê leef 'n leefstyl. Dat hulle in jou leefstyl kan sien wat se koninkryk jy verteenwoordig. Dis die ander leefstyl wat ons gaan moet handhaaf. 'n Voorbeeldige leefstyl wat ons moet doen. Ons moet eerbaar leef. Ons moet eers bietjie hierdie skeptiese wêreld se vertroue wen. En sodra ons dit gedoen het, sal ons leefstyl kan sien hoe ons hulle hanteer. Hoe ons optree wanneer ons ook onregverdig behandel word. Dan sal hulle kan sien ons verteenwoordig aan die koninkryk. En dan sal ons hulle na Jesus toe kan lei. Dis deur ons optrede, hoe ons leef. Ons alledaagse lewe. Jy het nie nodig om die Bybel uit jou kop uit te ken nie. Jy het nie nodig om Bible punch te doen en skrifgedeeltes so op te noem nie. Glad nie. Jesus het bestaan en gesê, die wêreld sal weet julle my kinders hier hoe lief julle vir hulle is.
dat julle my disippels is. Liefde sal die deurslaggewende faktor wees in alle omstandighede. Ek praat voor die week met iemand wat in ons selgroep is en sy sê vir my pastoor, ek het 'n kollega wat saam met my werk en hy gebruik die Here se naam onuitlik voor my en dit maak my hart seer en ek raak opstandig en sy sê sy het op 'n stadium met sy hom aangespreek en sy het gesê jy moenie so voor my praat nie en met die gevolg is hy het baie koud teenoor haar geword en hy vir my aanhou en ek verduidelik toe vir haar en ek sê ek kan verstaan hoekom met jou omkrap, want ja natuurlik, Jesus is ons koning en ons staan vir dit nie, maar dis die manier hoe ons dinge doen. Alhoewel haar intensies goed was, dink ek vra reguit, ek vra vir Jenny, kan jy vir my sê jy het dit liefde uitgedoen? Dan sê sy vir my pastoor, nee, ek dink ek het dit liefde uitgedoen nie. Ek dink ek was net kwaad geweest omdat hierdie man Jesus se naam so gebruik en ek sê vir haar, ek verstaan dit, maar jy moet verstaan dat as ons nie die liefde het nie, as die beginpunt nie liefde is nie, dan sal ons daai persone wegdryf. Wat presies gebeur en sy sê toe sy's jammer en ek sê van dis nie die einde van die wêreld nie. Hy's nog toeganklik, hy leef nog, wees vriendelik met hom, wees liefdevol teenoor hom en ek kan nie wag om te hoor wat sy vir my sê wat hierdie week gebeur het nie, maar hoekom die rede ek 'n bietjie verhaal vertel is met julle te verstaan dat dis ons anders moet wees, gemeente. Ons moet anders optree. Ons face dieselfde wêreld, ons het dieselfde probleme, ons het dieselfde ding, ons het ook load shedding en die potholes en die government wat nie vir ons werk nie en die hoë belasting en ons kan die lys noem, ons kan alles noem, die waterprobleme, ons kan dit alles noem, ons face dieselfde probleme. My vraag is ons anders? Anders so wat ons sê, anders wat ons dink, of is ons ook net die klaarkouse, is ons ook die mense wat die negatiewe nuus net versprei, of verkondig ons die hoop, dat ons kinders van die Here is, dat God ons nie sal verlaat nie, dat hy nog steeds ons God is, dat hy dieselfde God gister, vandag en môre is. Of het ons toegelaat om soos die wêreld te wees, soos die wêreld te praat. Ons weet dat die mense gee nie meer ag op verkeersreëls nie. Is ons dieselfde? Ry ons ook nou maar oor die rooi lig, want almal doen dit. Gooi ons ook nou maar die papiertjie by die venster uit, want almal doen dit. Of is ons Christen en ons sê nee, ons verteenwoordig 'n ander koninkryk. Daai koninkryk wat sê ons moet onderdanig wees aan die regering wat voor ons gestel is. Ja, ons hoef nie noodwendig saam te stem hoe hulle optree nie. Ons weet is onregverdig, ons weet hulle doen nie reg nie. Ons weet die korrupsie, maar dit beteken nie dat ons gelykvormig in die wêreld kan wees nie. Jesus sê, Petrus sê, ons moet dat ons leefstyl 'n voorbeeldige leefstyl wees. Ons moet anders wees. Voor jy iemand wil vertel waarin jy glo, bewys eers liefde aan hulle. Dan sal jy dit toeganklik maak. Wys hoe jy leef. Dan jy is nodig om 'n woord te spreek. Die mense sal dit kan sien. Hulle sal kan wonder, maar wat is anders? Wat is anders aan jou? Hoekom het ek dit nie? Petrus gaan verder en skryf in vers 15 van 1 Petrus 2 en sê, dit is God se wil dat julle goeie gedrag, die mense wat uit onkunde van julle kwaad praat, sal stil maak. Ek gaan dit weer lees. Hy sê dit is God se wil dat julle goeie gedrag, die mense wat uit onkunde van julle kwaad praat, sal stil maak. Dit is die manier hoe jy leef. Nie net op Facebook, nie mooi goed wat ek op Facebook post nie. Ek praat vir jou alledaags lewe, hoe ek met my kollegas werk, hoe ek myself gedra op die pad, hoe ek elke dag leef, hoe mense my sien. Dis dit wat hulle sal stil maak. Dit is dit wat hulle sal oortuig. Dat ons van 'n ander koninkryk is. Dat ons ambassadeurs is van 'n ander koninkryk. Daarom moet ons strategie altyd wees. Ons beginpunt moet altyd wees die liefde van Jesus. Die liefde van Jesus, sonder om ander mense foute uit te wys. Kom ons begin by die liefde van Jesus. Dit sal ons goeie gedrag wees. Dit sal mense toelaat om ons te vertrou en te kan benader. In plaas van om hulle weg te stoot, sal hulle Jesus se liefde ervaar. Maar moenie 'n fout maak nie. Ek wil dit baie duidelik maak. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Dit gaan opoffering kos. Dit gaan beteken miskien dat mense soos hierdie skrif sê, dalk sleg gaan praat agter jou rug. Hulle gaan jou beskinder. Jy gaan dalk nie meer so populêr wees nie. Jy gaan dalk nie die promosie kry wat jy veronderstel is om te kry nie, omdat mense anders na jou kyk. Maar ons weet ons oorwinning is in Jesus Christus, want Jesus sê, moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Jesus was liefdevol. Hy was verdraagsaam geweest. Hy het altyd genade gewys aan mense. Maak nie saak wie hulle was nie. Maak nie saak wat die wêreld van hulle gesê het nie. Jesus was genadig geweest. Hy het liefde en genade aan mense bewys. Tot vandag toe nog is Jesus toeganklik.
en genadig en liefdevol teenoor mense. Ons sien nooit dat Jesus arrogant was nie. Hy was altyd vol vergifnis gewees. Hy was vol vergifnis gewees, arrogant gewees, neergekik op ander mense. Dit is my interessant, die verhaal van waar die vrou op oorspel betrap is. Dan sê Jesus vir haar, hy trap haar nie uit nie. Hy sê nie vir haar, hoe kon jy dit doen? Jy weet jy mag nie. Hy wys aan nie haar fout uit nie. Wat sê hy vir haar? Hy sê, gaan dan heen en sondig nie weer nie. Sondig nie weer nie. As iemand haar kon oordeel, was dit Jesus homself gewees. Hoekom? Want in daai skare, daai manne wat haar voor Jesus gebring het, was Jesus die enigste een wat nie fout gehad het nie. Soos iemand haar kon oordeel, was dit Jesus, maar hy doen nie. Hy sê vir haar, gaan, en moenie weer sondig nie, en sondig nie weer nie. Dis Jesus se gesindheid gewees. Hy was nooit neergekik op mense nie. Hy was nooit onbeskof gewees nie. Hy het nooit gedink hy's beter as ander. Al was hy die seun van God, het hy nooit gedink hy's beter as ander nie. Ons weet hy het mense se voete gewas. Jesus was nooit op die verdediging nie. Hy het nooit gevoel hy moet homself bewys nie. Hy het geweet wie hy is. En as ek en u weet wie ons is in Jesus Christus, sal ons ook nie nodig hê om onsself te verdedig nie. Want ons weet wie ons is. Ons is God se kinders, gekies deur God homself vir sy koninkryk, vir die goeie werk wat hy vir ons gekies het. Petrus skryf hierdie oor Jesus vir my so mooi in vers 22-24, self nog steeds 1 Petrus 2. Dan skryf hy in vers 22-24 en sê hy, en praat van Jesus, het nooit sonde gedoen en geen leuen vertel nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God wat altyd regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. So is ons vry van die sonde. Nou kan ons lewe omdat God ons verhouding met hom herstel het. Deur sy wonde is jy genees. Daarom, as ons soos Jesus moet optree, moet ons anders wees die wêreld. Wat sê die wêreld? As jy my beledig, gaan ek jou beledig. As jy my seermaak, ek gaan jou wys. Ek sê jou 2 keer so seermaak. Ek sê jou wys. As jy nie my vriend wil wees, gaan ek jou vriend wees nie. As jy nie goed is vir my nie, gaan ek nie goed wees vir jou nie. Kan jy sien hoe teenstrydig dit is met dit wat Jesus ons leer? Kan ons sien hoe dis die teenoorgestelde met wat Jesus ons leer. Jesus sê nee, dis nie ons is nie. Ons kan nie so wees nie. Ons verteenwoordig 'n ander koninkryk. Nie hierdie koninkryk wat hierdie wêreld ons wys nie. 'n Ander koninkryk. Ons geroep om nie so te leef nie. Daarom is dit my en jou. As jy wil weet wat is jou roeping, wat God van jou verwag, dan wil ek sê begin hierso. Dis waar ons begin, dat ons geroep is om daagliks die keuse te maak om anders te leef. Vra jouself die vraag, wat kan ek anders doen? Nie om te dink ek's beter as mense nie, maar wat kan ek anders doen? Hoe gaan die wêreld weet ek verteenwoordig 'n ander koninkryk? Dat ek God se kind is. Wat gaan ek anders doen? Kan ek bietjie meer bedaagd wees? Kan ek dalk so klein bietjie meer vriendelik wees? Dalk so klein bietjie meer toeganklik wees? Of gaan ek aanhou so onbeskof wees by die werk en as dinge verkeerd loop, ook maar die deur toeslaan en die hond skop as ek vanaand by die huis kom? Of gaan ek anders optree? Gaan my familie kan sien? Maar dit begin mos by die huis, né? Dis moet by die huis waar dit begin. Wie ken jou beter as jou vrou? Wie ken jou beter as jou man? Dit begin daar. Wat kan ek anders doen? Hoe sal hulle weet dat ons hulle liefhet as hulle nie wys nie? Want as jy weet wie is, as jy dit glo, daai skrifgedeelte wat sê God het ons uitgekies. As jy dit kan glo vanoggend dat God jou by die naam geroep het, dat hy jou uitgekies het, dat jy goed genoeg was, dan sal jy weet wat om te doen. 1 Petrus 3 vers 9 sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat jou beledig, terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seënwens wees. Dit is waartoe God julle geroep het en waartoe hy julle sal seën. Dis waartoe ons geroep het om anders te wees. Hier is 'n bergprediking en hy het baie goed gesê, maar ek onthou goed uitstaan en sê hy, as iemand jou vra om 'n myl te gaan 2 myl. As hy jou vra vir jou hemp, gee hom sommer jou baadjie ook. As iemand jou beledig of jou vloek, wat sê moet ons doen? Om terugvloek? Nee, hy sê seën hom. Seën jou vyande. As hulle jou haat, bid vir hulle. Wys liefde. Hoekom? Want ek en u is geroep om anders te wees. Ons moet anders wees in 'n stikkende wêreld. Hierdie wêreld is hopeloos. Hierdie wêreld lewe net vir vandag en die toekoms is so onseker, maar ek en u, ons geseënd. Ek sê nou vir iemand, ek sê, wat 'n voorreg om in hierdie tyd, in hierdie era waar ons nou leef, waar die wiele afkom en alles is die mekaar en die onsekerheid, dat ons as kinders van die Here vandag kan leef as Christene. Hoekom? Want ons het hoop, dit ons nie. Ons het hoop.
Ons hoop is in Jesus Christus. Ons weet, hier is nie die einde nie. Ons weet, hiernaas is 'n ewige lewe wat ons vir ewig saam met hom gaan wees. So die klein bietjie verdrukking en die swaar wat ons nou moet verduur, dit is tydelik. Tydelik, want ons verlossing is ewig in Jesus Christus. En niks wat hierdie wêreld, of die duiwel, of sy demone, of mense, of enigiemand kan dit verander nie. Dit staan vas. Dis joune wat God vir my en jou gegee het. Hoekom? Omdat hy jou gekies het. Omdat jy die span gehaal het. Omdat hy gevoel het jy's goed genoeg. Omdat hy lief is vir jou. Daarom is my gebed vir julle in die week wat voorlê. Wat gaan ons anders doen? Wat gaan ons anders doen om vir hierdie wêreld te wys? Ons verteenwoordige ander koninkryk. Miskien sit jy hier volgende en jy het miskien toegelaat om 'n bietjie te verval en soos die wêreld te wees. Die goeie nuus is God hou nie teen ons nie. Ons bely dit. Ons begin van voor, ons stop onsself af. En ons sê Here, hier is ek weer. I'm going to try again. Ek gaan dit beter doen. Motto in my lewe is die fout wat ek gister gemaak het, wil ek nie vandag vir jou maak nie. Ek gaan uit myself raai situasie weer uitkry dat ek dit nie weer 'n keer doen nie. En dis my gebed. So as jy volgende hier sit en jy wil weet wat die roeping is, begin daar. Begin daar om te sê God het my gekies om 'n ander standaard te leef, om iets anders te verteenwoordig. En dit is sy koninkryk. Dat ons deel kan wees van God se nasie. Ek wil daai vers net weer lees, vers 2, 1 Petrus 2 vers 9. Dis my regtig 'n kosbare skrifgedeelte. Hy sê dit geld egter nie vir julle nie. Julle kan dit julle eie maak. Hy sê dit geld egter nie vir julle nie. Hoekom? Want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n nasie wat heeltemal God sinne is. Dit het God bewerk sodat julle aan almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in die wonderlike lig gesit het. Amen. Kom ons sit so en bid ons saam. Ons liewe Here, ons wil volgende vir sê dankie. Dankie, Here, dat U ons so lief gehad het, Here. Dankie dat U ons by die naam geroep het, Here, dat nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor ek gebore is, Here, het U ons geroep om U kinders te wees. Nie omdat ons goed is nie, Here, nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar omdat U ons lief gehad het. Dis die Bybel sê U het ons eerste lief gehad. En daarom, Here, kan ons deel wees hiervan. En Vader, daarom wil ek ook vra, Here Jesus, dat U met ons sal wees in die week wat voorlê, Here, dat ons werklik, Here, so sal leef soos ambassadeurs van U, wat 'n ander leefstyl het, 'n hoër standaard leefstyl, nie omdat ons beter as mense is nie, Here, maar omdat ons U verteenwoordig, Here, dat die wêreld sal sien, Here, maar Christus binne in ons, en Vader, dat hulle ook sal hunker daarna, dat hulle ook 'n smagting na sal hê, en dat ons hierdie wêreld sal kan bereik, Here Jesus. Ja, Here, dankie Vader, dat in 'n stikkende wêreld, dat ons die hoop in ons kan dra, dat ons nie hoef bang te wees nie, Here, dat ons nie hoef te twyfel nie, Here, maar Vader, dat ons U kan vertrou, Here, dat U ons weer die goeie werk wat U in ons begin het, Here, dat U dit sal deurvoer, Here Jesus. Dankie vanoggend, Here, vir U goedheid en die guns. Dankie dat U met ons is, Here, dat U nooit ons sy sal verlaat nie. Maak nie saak hoe die mekaar dinge nog sal raak nie, Here. Weet ons dat U is standvastig, Here. U is ons hoop, U is ons rots, U is ons anker, Here, en aan U sal ons vassteun. Here, my gebed vanoggend is dat ons as gemeente, myself ingesluit, Here, dat ons dit sal glo, Here, dat ons U kinders is. Dat ons sal glo, Here, dat ons U volk is, wat U self gekies het, Here, om U goeie werke te doen. Here, daarvoor vir ons die eer en vir ons die prys, Here. Vader, beskerm ons, Here, wees saam met ons in die week en help ons, Here, om 'n verskil te maak, Here, daar waar ons beweeg. Geef ons geleentheid, Here. Maak dit in ons gedagtes wakker, Here, en ons gees wakker, Here, waar ons 'n verskil vir U kan maak, Here. En dit, Here, is my gebed vandag, Here, dat ons diensbaar sal wees vir U, my God. Dankie vir alles, Here. Ons loof U en ons prys U, Here Jesus. Amen.